Kom ons bid saam vanmôre. Almagtige God en Hemelse Vader. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie vir die geleentheid wat ons het om in Jesus Christus te kan glo. Ons roep uit vanmôre na u, o Here, waar sal ons hulp anders vandaan kom as van u af? Waar sal ons krag vandaan kom, Here? Mag ek vra dat u in hierdie oggend by hierdie gemeente sal stil staan, Here. En ook hulle wat ingeskakel is, Here, dat ons almal geseën sal wees met die woord van uitgaan, met verstaanbaarheid, Here. Met oortuiging, Here. Met vernuwing van die hart, Here, want u sê, u kom vernuwe die gemoed. En mag u dit doen in hierdie môre, Here, deur die drywing van die Heilige Gees. Verberg my as mens agter die ruwe kruishout, Here. In nederige hart vra ek dat u die lippe sal aanraak. Met 'n kofier afkomstig u altaar, Here, en dat u die woord sal seën wat sal uitgaan in hierdie oggend, Here. Want dis u woord, Here. Vader, neem nou asseblief elke gedagtegang in gevangenskap. Mag ek bid vir harte van klip dat u dit sag sal maak vanmôre, Here. Mag ek bid vanmôre teen vooropgestelde idees. Mag ek bid teen die werke van die vyand wat die saad wil kom steel, Here. Here, mag ek bid vanmôre teen verdrukkinge, teen versoekinge, teen uitdagings in die lewe, Here. Dat niks hierdie saad sal belemmer nie, Here. Maar Vader, dat hierdie saad op goeie grond sal val. Dat dit opbrengste kan lewer, Here. Tot verheerliking van u groot en heilige naam. Here, Paulus het geplant. Apollos het nat gemaak. Maar u, my God, u het laat groei. Al die krag en die mag en die heerlikheid behoort net aan u tot in alle ewigheid. In Jesus naam. En die hele volk sê, die wat glo sê, laat dit so wees. Prys die Here, u kan nie sitplekke neem. Geliefdes, vanoggend wil ek met u gesels uit 'n teksvers wat die Here vir my gegee het. In hierdie tyd wat verbygegaan het. Ons fokus altyd op Hebreërs 10 vers 25. Maar vanoggend wil ek op die 26ste vers konsentreer. Want ek glo met my hele hart dat dit belangrik is dat u as gemeente en die wêreld moet weet wat sê die woord van die Here. Nie wat sê die kerk nie. Ons het genoeg reëls en regulasies van die kerk gehoor. En ons moet liefhebbers van God word. En nie liefhebbers van hierdie wêreld nie. En om 'n liefhebber van God te word is om presies te weet wat die Here van jou en my verlang. Kom ons lees hierdie vers saam, Hebreërs 10 vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons tot die kennis van die waarheid gekom het, of ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Net hierdie skrifgedeelte. As ek na hierdie skrifgedeelte kyk, dan sien ek vanmôre dat mense wat tot die waarheid gekom het,
en wat die waarheid totaal ontvang het. En in hierdie gemeente het ons 'n kursus genaamd Power Growth, wat u leer om God te ken, wat u leer om ons as gemeente te ken, wat u leer om jouself te ken, en wat jou 'n geleentheid gee om 'n verskil daar buite te gaan maak. En dit is so belangrik dat ons dan besef, ons het tot die waarheid gekom. Ons het in die gemeente ook 'n doopkursus, wat nadat jy Jesus aangeneem het, hierdie kursus kan loop, want ons sit nie net mense deur die doopwater, om te sê, ek het mense deur die doopwater gesit nie. Ons neem nie emosionele besluite nie, ons neem geesgedrewe besluite. Is dit so vanmôre? En daarom wil ek ook hê, u as gemeente moet geesgedrewe besluite maak in die lewe, en ook vir oggend. Vanoggend is 'n belangrike oggend, en ek wil hê vanmôre dat u hierdie teksvers, hierdie skrifgedeelte, beter moet verstaan, en gaan weet wat die Here, onse God, van jou en my verlang, wanneer ons hierdie skrifgedeeltes lees. Geliefdes, ek wil begin met 'n uitbeelding van hierdie skrifgedeelte. Dink daaraan. Die kerk raak aan die brand. Die kerk raak aan die brand. Daar's net een uitgang. En daardie uitgang word versper. En hier kom die brandweermanne aan. En hy gaan deur die rook, hy gaan deur die vuur, gaan deur die gevare. Hy doen alles in sy vermoë, en hy red ons uit. Hy red jou uit. En terwyl hy jou buitekant klaar ondersoek het en behandel het, gee die brandweerman eintlik sy lewe vir jou en my, om ons te ruk uit. En hier draai hy om. Nadat al hierdie goeie dinge gebeur het, die man sy lewe gegee het, gewaag het, en al hierdie dinge, en jy draai om, en jy hardloop terug, omdat dit die kerk is, hardloop jy terug in hierdie brandende vuur in. Sal dit wys wees om dit te doen? Is u seker vanmôre? Gelowiges, wanneer u terughardloop, en nou klink dit vanmôre ondenkbaar, dit klink so onwerklik, maar baie van ons, wat in die kerke sit, wat Christus ken, wat weet, kom hierdie teksvers, en hy sê, julle het die waarheid ontvang. Julle het tot die waarheid gekom. Die waarheid het in jou hart deurgedring. Daarom het jy Jesus aangeneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker en koning. Is dit so? Kan ons aan jy amen kry? En vir die wat nog nie Jesus aangeneem het nie, dis nog nie te laat nie. Dis nog nie te laat nie. En wat doen ons nou? Ons het tot hierdie waarheid gekom. En nou hardloop ons terug. Dit waar die Here ons uitgehaal het, dit wat hy gevat het in die diepte van die see weggewerp het, nou hardloop ons terug na daardie paaie toe. Met ander woorde, mense verwerp Christus Jesus nadat hulle die waarheid ontvang het. Want dis presies wat gebeur.
Ons word uitgehaal uit hierdie sondige wêreld en dan hardloop ons weer terug in hierdie sondige wêreld in. Nadat daar 'n man werklik sy lewe vir ons gegee het en dit is Jesus Christus. En Christus stel vanmôre die kerk voor. Jesus Christus stel die brandweerman voor, wat jou uit hierdie brandende vuur uitgeruk het. Gelowiges. En die kerk stel die wêreld voor. Want hierdie gebou is nie heilig nie. Ek en jy is heilig. Ons is heilig. Ons moet heilig lewe. Want sonder heiligmaking sal nie een van ons die Here sien nie. Of jy nou op die kansel staan, en of jy nou 'n ouderling diaken is, maak nie saak wie jy is nie, en of jy nou vanmôre geen amp het nie. Ek wil net vanmôre sê, al is jy vanmôre net 'n kerkganger en jy spring van kerk tot kerk, maak dit nie saak nie. Jy moet weet vanmôre, jy moet geloof in Jesus hê. En dis al wat jou gaan red. Niks anders gaan jou red nie, maar hierdie geloof in Jesus beteken baie vanmôre. Dit beteken ook vanmôre, wat gaan die gevolge wees as ek en jy opsetlik sondig? Want wanneer ek die waarheid ontvang het en ek weet wat reg en verkeerd is en ek doen die verkeerde, is ek besig met opsetlike sonde. Dan moet ons vir onsself die vraag afvra vanmôre, wat beteken dit om opsetlik te sondig? En ek en jy moet net verstaan vanmôre dat die teks reg verstaan moet word. En ek wil vanmôre mooi verduidelik. Dit gaan nie oor sonde wat ons in ons swakheid doen nie. Dit gaan nie oor die sonde wat ons in tye doen waar ons nie deur die gees van die Here gedryf word nie. Maar dit gaan oor sonde, dit gaan oor dinge wat ons weet wat reg is. Wat ons uit ons hart uit weet wat korrek is. En ons is opsetlik daarin om dit nie te doen nie. En nou gebruik die Here hierdie teksvers net na die 25ste vers. En hy praat eintlik oor ons kerk toe kom. Hy praat eintlik oor ons dienstye. Hy praat oor sy onderlinge byeenkoms. Want hy sê, julle weet dat die koms van die Here naby is. Julle spreek dit. Maar julle versuim om my onderlinge byeenkomste te kom bywoon. En nou sien die Here dit. Hoe sien die Here dit? Hy sien dit as opsetlike sonde. Want jy hoor en ek weet wat is die regte ding om te doen. Net soos die regte ding om te doen is om te erken dat ek 'n sondaar is, Jesus aan te neem as my persoonlike verlosser, saligmaker en koning, my sonde voor hom te bely, nie die kerk nie. Die kerk kan vir jou niks doen nie. Die pastoor kan nog minder vir jou iets doen. En 'n ander mens kan jou alles beloof, maar hy jok vir jou want hy kan vir jou niks doen nie. Alleenlik God kan kom en hy vat daardie sonde en hy sit dit in die diepte van die see en hy kyk nooit weer daarna nie. Dis alleenlik God wat dit kan doen. En wat gebeur? Ek word in my gemoed vernuwe. Ek word in my denkwyse vernuwe. Ek word in my insig vernuwe, sodat die woord van die Here in beheer raak van my lewe. En wanneer die woord van die Here in beheer raak en ek het Jesus aangeneem, is die volgende stap waarin ek moet gehoorsaam wees
is die doop. En dit is so belangrik om dit te besef vanmôre dat ek die woord van die Here moet leef en nie dit wat mense dink of sê nie. So met ander woorde, wat sê ek? Kom ek sê vanmôre vir u 'n maklike voorbeeld. Ek sê vir jou, die woord van die Here sê in Matteus 28 vers 19, dat jy as mens herhaaldelik onderdompel moet word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Moet jy dit glo vanmôre omdat die pastoor so sê? Nee. Jy moet die kursus gaan bywoon, dat jy al die skrifte wat gepaard gaan met die doop kan ontvang, jou ondersoek maak en gesê, Heilige Gees, lei my nou, wat is die regte pad om te loop? Want die skrif het tot my gekom en my kom oortuig wat die regte pad is om te loop. Net soos, kom ons vat 'n tweede voorbeeld. Nee, in die laaste sinsnede van Matteus 28 vers 19 sê, die woord van die Here duidelik, en leer om alle dinge te onderhou wat ek julle beveel het. Kom ons vat 'n voorbeeld, daar's 'n kursus in die kerk wat sê, what on earth is God doing in my life? Wat moet ek gaan doen? Ek moet vrugte gaan dra wat by die bekering pas. Ek moet vrugte dra om God daarin te verheerlik. Ek moet vrugte dra sodat dit vir God blydskap kan gee. Is dit nie so nie? Daar's 'n tweede kursus wat sê 70x7. As ek nie mense vergewe nie, gaan God my nie vergewe nie. So met ander woorde, ek moet my vergewis met die feite van die skrif, sodat ek die pad vorentoe positief kan uitleef op hierdie aarde. Want hierdie skrifte is daar geskrywe en dit is wel bekend aan baie van ons. En dis waar die Here verwag dat ek en jy hierdie dinge moet onderhou. En as ons daarteen skop, het ons werklik 'n groot probleem vanmôre. Kind van God, die woord van die Here sê, ons struikel dikwels. Maar as ons struikel, ons het 'n voorspraak by God. Jesus Christus, wat vir ons intree. En nou sê 1 Johannes 1, vir ons baie duidelik, en ek wil dit graag vir u lees vanmôre, 1 Johannes 1. Hier kom die eerste algemene brief en hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So belangrik. Maar wanneer ek opsetlik sondig, beteken dit dat ek 'n vooropgestelde doel het en ek is bewus dat ek verwerp die woord van God. Ek verwerp Jesus Christus. Ek verwerp dit wat hy gesê het. En baie mense wat hartseer is, verwerp Jesus as seun van God. Want die mense wil nie glo dat Jesus sy seun is nie. Hulle glo dat hy God is wat aarde toe gekom het. Waar daar geen skrif in die woord van die Here is wat dit bevestig nie. Dis die denkpatrone van die mensdom, omdat hulle Jesus nie wil aanvaar as die seun van God nie. En weet julle wat? Dit is opsetlike sonde. Want die woord is duidelik vir almal om dit te lees. Daar staan nêrens in die Bybel dat ons dit moet interpreteer nie. Daar staan duidelik in die woord dat ons dit moet gebruik vir wat? Vir onderrigting, vir weerlegging, vir oortuiging. Dis waarvoor ons die woord moet gebruik.
So geliefdes in die Here, weet dit vanmôre, dat elkeen van ons nie in ons harte moet sê, ek weet, maar ek gaan nie gehoorsaam wees nie. Want dit is die kern van opsetlike sonde. Ek weet en ek gaan nie gehoorsaam wees nie. Kom ons vat 'n voorbeeld. Ek weet ek moet kerk toe gaan, maar ek gaan nie. Want ek is nie lus nie en ek is moeg. Kan 'n mens soveel so lang elke dag by die kerk wees? Kan 'n mens elke keer in die diens van die Here sit? Jy sien, ek het laas Sondag vir jou gepreek oor die werke van die duiwel. Die duiwel kom in en hy voed jou met negatiewe gedagtes. Hy voed jou met moegheid. Hy voed jou met totale oortuiging dat dit nie nodig is om in die kerk te wees nie. Want die kerk kan my nie red nie, pastoor, maar ek het die kerk nodig om gered te word. Die kerk kan my nie geloof gee nie, maar ek het die kerk nodig volgens die woord van die Here om geloof te kry. Ek wil hê u moet dit verstaan vanmôre. U moet dit duidelik verstaan. En voorbeelde uit die woord van die Here van mense wat weet wat is die regte ding om te doen. Weet jy, en ek het nou 'n ander voorbeeld hier, maar terwyl ek hier staan kom Aaron voor my op. En Aaron sê vir die volk, hy sê bring al julle goud. Bring al julle goud dat ons 'n kalf kan bou. Dat ons iemand het wat ons kan aanbid, wat ons iets kan sien wat ons aanbid, want Moses is hier op met die berg en hy bly te lank weg. Ons weet nie of hy terugkom nie. Terwyl Aaron geweet het om afgode diens te doen, verkeerd is in die oë van die Here. Jy moet mooi hoor vanmôre. Terwyl hy dit geweet het hy nog steeds die goue kalf gemaak. En dit was in die dae toe Moses opgegaan het. En weet jy wat Israel ook vir my uitstaan vanmôre is, en dit gebeur so baie in ons lewe. Hier kom hulle voor die Skelfsee. Daar kom die Egiptenare met al hulle krygsmanne. Al hulle waans. Hier is die see. Hulle het nêrens heen om te gaan nie. En Moses slaan op die water en God maak die see vir hulle oop. En hulle trek droogsvoet daardeur en nou weet ek, voor iemand dit vir my sê, die wetenskap sê, daar's 'n sekere tyd van die jaar, waar die Skelfsee net 'n halwe meter of 'n voet diep was. En dit was die tyd toe die Israeliete daardeur getrek het. En dan wil ek sê, prys die Here as dit so was. Want weet jy hoekom? God het 'n hele weermag in 'n enkel diepte water laat versuip. Dis die almag van God. En nou kyk nou net. Hier trek hulle deur die Skelfsee. Terwyl hulle by water kom, by Mara kom, is die water bitter. God sê vir hulle, vat 'n stomp, gooi hom in. Hulle sien al hierdie wonderwerke. Hoeveel wonderwerke sien ek en jy net nie? Hoeveel wonderwerke sien ek en jy net nie? Hoeveel wonderwerke beleef ons nie in ons eie lewe nie? En wat doen ons? Wat doen Israel? Hulle murmureer. Hulle praat te. Hulle wil vir Moses stenig. Gelowiges, is ons nie in die middel van al hierdie omstandighede, en ek sê net vanmôre vir jou, as ek vanmôre vir jou goeie raad gee, en onthou voor COVID het ek vir jou gesê die kerk gaan toemaak, die preek is daar, ons kan vir enigiemand speel, het ek vir jou gesê die Here sê vir my die kerk gaan toemaak, en ek sê nou vir jou vanmôre, die Here het my gewys, die kerk gaan deur 'n moeilike tyd gaan. Die kerk gaan deur leuns gaan. Die kerk gaan deur verwoesting gaan. Al 'n geruime tyd is die Here besig om met my hierdie pad te loop. Gelowiges.
En ek sê vanmôre vir jou, jy moet jou geloof in Christus Jesus in orde kry. Want jou geloof gaan getoets word. Dis presies wat die Here sê, ek gaan jou louter. Ek sê vanmôre vir jou, jou geloof gaan getoets word. En dan gaan jy moet bewys lewer dat jy waarlik in Jesus glo. Hoor net vanmôre vir my. En baie van jou broers en susters wat vanmôre saam met jou in die kerk sit, gaan weghardloop. Ek gaan amper sê, hulle gaan die merk van die dier vat. En nie die wat in Christus glo, gaan volhard tot die einde toe. Kry jou geloof standvastig. Kry jou geloof op so 'n plek dat jy kan nee sê vir die wêreld en ja sê vir Christus Jesus. Ek kan vanmôre met vrymoedigheid sê, ek is gereed om vir Jesus te sterwe. Jy moet versigtig wees. Gelowiges, die tweede voorbeeld is Judas Iskariot. Hy het geweet dat Jesus die seun van God is. Hy was by toe die siekes gesond geword het. Hy was by toe Lazarus uit die dood uitgerop is. Hy was by toe hy die 10 melaatses gesond gemaak het. Hy was by toe hy die blinde se oë oopgemaak het. Hy was by toe hy daardie man van 36 jaar verlam was by die bad van Bethesda, was hy by gewees. Hy was by met al hierdie wonderwerke. Hy het geweet dat wat doen Judas? Vir 30 sikkel silwer gaan Judas en hy verraai vir Jesus met 'n kus. Hy doen sonde opsetlik. Hy weet wat reg is. Hoor mooi wat ek sê. Hy weet wat reg is. En hy doen nog steeds die verkeerde. Hoor wat ek sê vanmôre. Jy weet wat reg is. Jy weet wat reg is. Doen wat reg is. Nie in die kerk se oë nie. Hoor mooi vanmôre. Hierdie gaan nie oor die kerk nie. Hierdie gaan oor jou verhouding met die Here. En dit gaan ook oor jou man of jou vrou nie. So ek wil net sê vanmôre, moenie ander probeer oordeel om Vader se naam om jou sonde toe te smeer nie. Begin die mense rondom jou uit te los en begin te fokus op Christus Jesus. Dis waar jy moet fokus. Julle is te veel besig om in mense se lewens in te meng. En ek kry die klagtes. Kom uit mense se lewe uit. Jy is nie die Heilige Gees nie. Al probeer jy die Heilige Gees wees, jy is nie die Heilige Gees nie. Nie een van ons wat in hierdie kerk sit is die Heilige Gees nie. En nie een van ons kan die werk van die Heilige Gees doen nie. En niemand in die wêreld kan die werk van die Heilige Gees doen nie, al probeer hulle hoe hard. Kathy Viljoen het 'n liedjie gesing. Moenie met klippe gooi as jy in jou eie glashuis bly nie. Jy gaan jou eie huisie plat gooi. Kind van God. Ananias en Safira was mense soos ons. En daar kom 'n woord uit en hulle gee, hoor mooi. Jy moet mooi hoor vanmôre. Hulle gee hulle woord. God het nie gevra jy moet dit doen nie. Hulle het uit hulle eie uit saam met Petrus besluit. Jy moet mooi hoor vanmôre. Dis so waar die Here sê jou ja met jou ja wees en jou nee met jou nee wees, sal dit tot jou skade. En hulle gee hulle woord en sê ons sal al ons besittings verkoop, ons sal al die geld na Petrus se voete toe bring en sodat hy dit kan verdeel gelyk op tussen almal. En wat doen hulle? In hulle hart, hulle neem hulle voor, maar ons gaan net 'n gedeelte gee. En by die begin was dit hulle reg gewees, sê Petrus, ons gaan hierdie grond vir soveel verkoop, maar ons gaan nie die helfte gee. Hulle het die reg gehad. Jy het die reg vanmôre om by daai kerk se deur uit te stap en te sê ek kom nooit weer in 'n kerk nie. Jy het daai reg. Maar jy moet die verantwoordelikheid van daardie reg wat jy uitoefen, moet jy bereid wees om te kan dra. Jy het die reg om Jesus nie aan te neem nie. Jy het die keuse. Jy het die keuse om nie gedoop te word nie. Jy het die keuse om nie te leer, om meer te leer
so wat die opdrag van die Here Jesus sê nie. Jy het 'n keuse. My aanbeveling is dat jy die regte besluit moet maak. Maar jy kan ook uit jou eie keuse uit die verkeerde besluit maak. Nie wat ek wil hê jy moet dit doen nie. Maar niemand kan vir jou voorskryf wat jy doen nie, kind van God. En so ook Ananias en Safira, en wat doen hulle? Hulle doen die verkeerde besluit. Hulle doen dit opsetlik, hulle doen dit met voorneme. Presies wat ek nou vir jou gesê het. As jy weet wat reg is, maar wil nie gehoorsaam wees nie. Hulle het geweet wat reg is, maar hulle wil nie gehoorsaam wees nie. Jou keuse in hierdie oggend, kind van God. Al wat ek vir jou wil sê vanmôre. Jy kan in ongehoorsaamheid bly lewe. Maar die woord leer my vanoggend, hier in Hebreërs 10, dat daar gevolge gaan wees. En ek moet vanoggend vir jou die gevolge voorhou. En die eerste gevolg is, as jy tot die waarheid gekom het, bly daar dan vir jou geen offer meer oor nie. Hoor mooi wat ek sê. Pastoor, maar nou oordeel jy. Nee, die skrif sê so. Hier staan dit wit en swart. Ons kan nie stry nie. En omdat jy nie wil regmaak nie, vir my blameer nie. Hoor mooi wat ek sê. Moenie, omdat jy nie wil regmaak, my blameer of iemand anders te blameer nie. Moet ook nie die duiwel blameer nie. Moet ook nie God blameer nie. Want die Here sê vanmôre, jy moet tot die waarheid kom. Die woord sê ook, kom jy tot inkeer en bekeer jou. Net so wat ons aan hierdie tafel gaan sit, gaan ek vanmôre vir jou lees, jy maak die keuse om aan hierdie tafel te sit. God dwing niemand om aan hierdie tafel te sit. Ek gaan dit nou vir u lees. Nou sê hy vir jou, as jy Christus verwerp, is daar geen offer meer oor vir jou nie. Aan die ander woorde, daar's geen hoop nie. Daar's geen hulp nie. Jy moet mooi hoor vanmôre. Wat sê die woord van die Here? In vers 27 sê die Here, daar is 'n verskriklike verwagting van oordeel. 'n Verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Jy moet mooi lees wat hier staan. Wat die teestanders sal verteer. Wie is die teestanders? Hulle wat in ongehoorsaamheid is. Hulle vir wie daar die offer meer geen doel het nie. Paulus beskryf dit vir Hebreërs, hy sê, dit is die teestanders. Hulle wat die offer verwerp het. Hulle wat in hierdie opsetlikheid wil voortgaan met hulle lewe. Hulle word teestanders. Dis wat Paulus hier skryf. En hulle einde is 'n vuurgloed. Wat is die vuurgloed? Die ewige poel van vuur. Nou sê ons wil nie daarheen gaan nie. Maar ons wil ook nie in gehoorsaamheid lewe nie. Nou hoe kan ek nie in gehoorsaamheid lewe nie, maar ek wil hemel toe gaan? Gemeente, verstaan julle vir my vanmôre? Julle kyk my aan so asof ek nou Grieks praat hier. Verstaan julle almal wat ek sê vanmôre? Ek wil hê jy moet verstaan terwyl jy in hierdie kerk sit. Dat ons in gehoorsaamheid moet lewe. En dat ons hier vandaan ons almal kan verander, man. God gaan vir elkeen wat wil na hom toe kom. Hy sê, almal wat na my toe kom, al is jy hoe vermoeid en belas, ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou vrede gee. En dit gaan nie net oor hierdie wêreldse dinge nie. Dit gaan oor jou siel. Dit gaan oor jou verhouding met hom. Dit gaan oor dit waarvan jy wil afstand doen. Hy wil jou daarin vul, hy wil jou vrede gee. Hy wil jou rus daarin gee. Hy wil jou sekerheid gee. Kind van God. En dan sê vers 29. Hoeveel swaarder straf dink julle
sal hy verdien. Die wat die seun van God vertrap. En hoor mooi, jy moet nou mooi klaar hoor. En die bloed van die Nuwe Testament, waardeur hy geheilig is, onrein ag. So die wat in hierdie opsetlike sonde inbeweeg, verag Jesus Christus, en hulle ag dat die bloed wat vir hulle gestort is, as onrein. Dit sê die woord van die Here. Dit sê die woord van die Here. En hy vertrap die seun van God, wat in hierdie opsetlike sonde in beweeg, wat in hierdie ongehoorsaamheid wil voorleef. Jy sien, die woord van God is ernstiger, en God is ernstiger met jou en my, as wat ons wil voorgee. Die woord van God is ernstiger met ons, as wat ons wil aanvaar. Maar die waarheid moet tot ons kom. En die waarheid moet ons leer uit hierdie hele aangeleentheid. Kind van God. Die woord van die Here sê, 'n verharde hart. Terwyl hy besig is met hierdie verkeerde dinge, word sy hart harder. En sy hart word net harder. En ek wil net sê vanmôre, met hoeveel mense het jy al gepraat wat eenvoudig net nie wil luister nie? Dis omdat hulle harte so verhard het, dat daar is nie meer plek vir die Heilige Gees om hulle te kan oortuig nie. Hoekom? Waar het begin? Dit het alles begin met opsetlike oortreding van die woord van God, terwyl hulle geweet het wat is reg, en nog steeds die verkeerde gedoen het. Gelowiges, dit is so belangrik, dat ek en jy ook vanmôre die erns van God se oordeel moet weet en verstaan. God se oordeel. En ek wil hê jy moet let op die 10de hoofstukkie 31ste vers. Hy sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Dit is toe nou nie net vir Paulus, soos wat almal dit beskryf, net vir Paulus bedoel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit vir elke mens op hierdie aarde bedoel. Want hier skryf Paulus het ook vir die Hebreërs. Hy sê, vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God. En ons almal gaan van mening uit, God is 'n God van liefde. Dit is waar, hy is 'n God van liefde. Want hy het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe gaan hê. Dis die liefde van God, dat hy sy seun gegee het. En wat baie mense as gevolg van hulle opsetlike oortredinge, nou die seun van God vertrap. Maar ek wil ook vir jou sê vanmôre, dat God is regverdig, en God is heilig. Hy's heilig. Moet dit nooit vergeet nie. Kind van God. Die kruisiging is die bewys dat God regverdig is en dat God heilig is. En ek het 3 skrifgedeeltes wat ek graag met u wil deel uit die woord van die Here. Die eerste is uit 2 Korinte 5. Die tweede boek van Korinte, die 5de hoofstuk, die 21ste vers. Want hy het hom, God, het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, so met hy moes die beker van sonde ledig,
sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Kan u sien dat God 'n regverdige God is? Dat hy heilig is? Dat hy Jesus, wat? Kinders van die Here, dit is, ek wil net sê vanmôre dat dit is eintlik so, ek wil net vir jou vra vanmôre dat, besef u die grootheid van God? Dat hy sy seun gee vir hulle wat op hierdie aarde is, wat hy eintlik gemaak het. Hy het jou en my gemaak. Hy gee sy seun vir ons. En hy sterwe en hy koop ons met sy bloed. Jy kan dit gaan lees in 1 Korinte 6 vers 20. Hy koop ons met sy bloed. En nou sê 1 Petrus 2 vers 24 vir ons. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Vir wie het hy dit gedoen? Vir ons. Nie vir iemand anders nie, vir ons. Hy het ons sonde op hom geneem. En hy het ons voor God geregverdig. Hoe kan ons dan Jesus vertrap? Met dit wat ons weet verkeerd is en dit te doen? Gelowiges, in die boek van Galasiërs kom die woord van die Here tot jou en my, en hy gee vir ons in die 13de vers 'n roepstem wat ons vanmôre gesing het na elkeen van u. Daar's 'n roepstem. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik nie julle vryheid tot aanleiding van die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Julle is geroep tot vryheid. Vryheid van wat? Vryheid van die waarheid, van die evangelie van Jesus Christus. Dis tot waar elkeen geroep is. Kan 'n mens staande bly in die lewe van vandag? Ja, jy kan. En hoe gaan ons staande bly? Deur vanmôre vas te hou aan ons belydenis. Dis die eerste punt. Hou vas aan jou belydenis. Vir die 10de hoofstuk, die 23ste vers sê, laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou. Hy wat beloof het is getrou, God is getrou. Hy het sy seun beloof, hy het hom gegee. Hy het beloof sy seun gaan terwyl en neerdal opstaan uit die dode en hy gaan opvaar in die hemel en in sy regterhand sit waar hy besig is om in te tree vir jou en my. En dis so. Halleluja, dis so. Alles wat hy gesê het was so. En wat sê hy vir ons in Johannes 14? Glo in God, maar glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan hom vir julle plek te berei, vir julle gaan ek plek berei vir ons. Vir ons gaan hy plek berei en sy klaar plek berei, gaan hy terugkom en kan waal, sodat ons kan weet waar hy is. En as jy wonder hoe dit gaan gebeur, lees 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, nie net vers 15 en 16 nie, al die 5 verse, kinders van God. Kind van die Here, hoor net wat ek sê vanmôre, hou vas aan jou belydenis. Moenie wankel in jou geloof nie, ek het dit vanmôre in die begin gesê. Moenie wankel in jou geloof nie. Maar die 24ste en die 25ste vers sê vir ons baie duidelik. Laat ons op mekaar ag gee om in liefde en goeie werk aan te spoor. So met ander woorde, wat sê God eintlik vir jou en my? Dat ons mekaar moet bemoedig. Ons moet mekaar opbou, ons moet saam met mekaar bid. Ons moet vir mekaar woord gee. Nie prentjies stuur wat ander uitgedink het nie, wat die Heilige Gees op jou hart gelê het om vir iemand te sê.
Ons moet hierdie roem en eer kom ons los dit. Kom ons los die om aansien van mense te geniet. Kom ons los wat mense van ons dink. Kom ons los dit. Los jou prentjies wat ander ou uitgedink het. Gaan vra die Heilige Gees, wat moet ek vir hierdie ou stuur? Partykeer gaan dit goed wees, partykeer gaan dit lekker wees, maar partykeer gaan dit ook onaangenaam wees. Dit gaan so onaangenaam wees dat die Heilige Gees met daai man se hart kan praat sodat hy in verhouding met die Here kan kom. Die Heilige Gees is ook nooit verkeerd nie. Kind van God. Die derde punt vanmôre, hoe kan ek staande bly? Deur die woord van die Here. Ek moet volhard in die woord van die Here, ek moet volhard in die geloof. Ek wil net sê vanmôre, jy moet mooi hoor wat ek nou gaan sê. Hierdie is nie 'n 100 meter sprint en is verby nie. Hierdie is 'n maraton, 'n oneindigende maraton. Met ander woorde, in hierdie maraton kan jy nie opgee nie, al loop jy partykeer, ander kere gaan jy hardloop. Ander kere gaan jy stil staan. Bly net in die maraton. Moenie uitval nie. Moenie opgee nie. Moenie oorgee nie. Bly in hierdie maraton. En ek wil sê vanmôre, wanneer ek wie van julle het al maratonne gehardloop? 42 kilos. Wie van julle het al? Steek gou die hande op. Daar's 'n man daar agter. Hier's 'n man hierso, Louis het al. Weet jy wat nie? Die eerste 21 kilos is maklik. Daarna. Is dit so, maratonmanne? Vir julle ouens wat nou die 85, 86 kilos gehardloop het, daar van Durban af na Pietermaritzburg toe, julle kan nou beter praat. My verste was 42 kilos. Ek wil net sê vir jou vandag, na die 21ste kilo, dan begin jy die lyf vra. Hoor net wat ek probeer vir jou sê. Daar gaan 'n tyd kom in jou lewe waar daar vrae gevra word. Daar gaan van jou vereis word. Daar gaan moedelose dae kom. Daar gaan uitdagings kom. Dit gaan nie altyd net lekker wees nie. Daar gaan dors dae kom. Daar gaan honger dae kom. Daar gaan dae kom wanneer dit moeilik is, man. Dit gaan moeilik wees. Maar ek wil vanmôre vir jou aanmoedig en te sê, die woord sê, hou vas aan jou belydenis, volhard in hierdie maraton. Leer, gryp die geleentheid aan om te leer wat vir jou gebied word. Moenie om beter wetig te sien. En Salomo kom en hy waarsku ons, hy sê, leen nie oor tot jou eie insig nie, maar wend jou tot die woord van God. Halleluja. Gemeente, vanmôre wil ek sê vanmôre, jy kan staande bly. In hierdie skrif, wat God met ons praat is vir vandag. En hierdie gedeelte is nie vanmôre hier om konstante vrees by jou in te boesem nie. Want God wil nie hê jy moet vrees nie. Want vrees dryf die liefde na buite. Geloof werk deur liefde. En die woord van God leer dit vir my. Daarom is God nie besig vanmôre om vrees in te boesem nie. Ek wil vanmôre sê, moenie speletjies speel met die sonde wat besig is om jou hart te verhard nie. Los die speletjies. En vra jouself die vraag af. Is daar areas in my lewe waar ek doelbewus kies om teen God te wees? Doelbewus waar die Heilige Gees al jou oortuig het. Vra jouself die vraag af. Is my hart nog sag vir die stem van die Heilige Gees? En kind van God, mense kan dit nie vir jou antwoord nie.
Jy moet dit self antwoord, maar ek het vir jou goeie nuus vanmôre. As jy berou het en terugkeer na God toe, sal God vanmôre daardie harde hart sag maak. Jy hoef nie te wag vir môre nie. Jy hoef nie te wag vir vanaand nie. Vir vanoggend sal hy daardie harde hart sag maak. Sy arms is oop. Kyk na die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun wat Jesus gesê het. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Toe hy huis toe kom, toe staan sy pa en kyk vir jou. Ek sê vanmôre vir jou, as jy vanmôre ver weg is van God af, kyk God vanmôre uit vir jou. Hy wag vir jou deur Jesus Christus te glo om na hom toe te kom. Deur die geloof wat jy in Jesus gaan hê. Hy wag vir jou om weer reg te maak. Hy wag vir jou om weer die pad te loop. Hy wag vir jou, kind van God. Sy arms is oop. Hy vergewe volkome. Hy maak weer nuut. Hy doen nie halwe werk nie. Hy wil 'n ring in jou vinger sit. Hy wil die vetgemaakte kalf slag. Hy wil vir jou 'n nuwe kleed gee, 'n nuwe paar skoene vir jou voete. Hy wil vir jou weer mooi maak. Ek sluit af vanmôre met die volgende woord. Die boodskap van Hebreërs 10:26. Is ernstig. Maar dit verwys ons na Jesus Christus wat die prys betaal het vir jou en my aan die kruishout van Golgotha. En ek moet sê vanmôre, Jesus Christus is die enigste weg na vergifnis. Jesus Christus is die enigste weg na verlossing. Jesus Christus is die enigste weg na oorwinning. Daar is nie 'n ander manier nie. Sy bloed is kosbaar. En daar's geen blykmiddel op hierdie aarde wat jou kan was, soos die bloed van Jesus Christus nie. En dit moenie nog gestort word nie, dis nie 'n profetiese woord nie. Dis 'n werklikheid, die bloed is reeds gestort vir jou en my. As jy op 'n boot is, en die boot is besig om die skip is besig om te sink. En daar is 'n reddingsbootjie wat daar is. En daar's plek vir almal. Hoor mooi, daar's plek vir almal. En jy neem nie die geleentheid aan om in hierdie bootjie te klim nie. Dink net hoe dwaas sal jy wees om dit te verwerp. Want jy sien mos nou hierdie boot sink. En jy sien dis 'n geleentheid tot redding. En nou sê ek vanmôre vir jou, Christus is jou en my reddingsboot. Christus is ons reddingsboot. Moenie die geleentheid laat verbygaan nie. Hy is vanmôre die enigste weg van waarheid. Hy is die enigste weg van lewe. Hy is die enigste weg na God toe. Daar is nie 'n ander weg nie. Kind van God, wil jy nie maar vanmôre met hom regmaak nie? Wil jy nie maar vir hom sê, Here, nie meer van hierdie opsetlike ongehoorsaamheid nie. Alleenlik gehoorsaamheid in Christus Jesus. Nie meer die vlees nie, maar nou die gees. Nie meer ander mense nie, ek en U, Here.
Jy kan wegloop vanmôre. Jy kan die reddingsboei laat verbygaan. Maak net seker, die reddingsboei kom weer verby. En nie of ek en jy weet of hy weer gaan verbykom nie. Die Here skryf in sy woord, hy sê, laat ons die saak uitmaak. Laat ons die saak uitmaak. Maak die saak uit vanmôre met die Here. Maak die saak wat dit is nie. En ek wil hê jy moet hier oosluit vanmôre. Is daar 'n saak wat jy moet uitmaak met die Here? Ek gaan iets anders te doen vanmôre in hierdie kerk en ek wil hê jy moet op jou voete staan. Is daar 'n saak wat jy met die Here moet uitmaak? Staan op jou voete. Pastoor, maar wat gaan die mense sê? So be it. As jy worry oor die mense, is dit jou saak. Is daar 'n saak wat jy met die Here moet uitmaak? Dan staan jy op jou voete. As jy reg is, prys die Here. Al is dit rooi soos skarlaken, ek sal dit wit was soos sneeu. Die Here wil jou skoon maak. Hy wil jou nuut maak daar waar jy staan. Ek kan sien in party mense die gees van die Here werk in jou hart. Ek kan dit sien vanmôre. Vir jy wat staan, die Here sê die mag van lewe en dood lê in jou tong. Dit lê nie in die pastoor se tong nie. Dit lê nie in die ouderling en die diaken se tong nie. Dit lê in jou tong. En ek wil vra vanmôre, dit wat jy nou wil regmaak met die Here. Dit wat jy wil regmaak. Sê dit nou vir die Here. Jy hoef nie 'n man te wees of 'n vrou te wees met baie woorde nie. Sê jy nou vir die Here, Here, dis wat ek wil regmaak. En sê dit nie vanmôre vir die kerk nie. Jy sê dit nie vir mense nie, jy praat met die Here vanmôre. Praat jy met die Here daar waar jy staan vanmôre. En sê Here, dis wat ek wil regmaak. Wat ek met U wil regmaak, ek wil met U regmaak, Here. En die ouens, Hemelse Vader, ek bid vir hulle wat vanmôre staan. Hulle wat tot U roep vanmôre. Ek dra hulle op nou aan U woord van U genade. En ek dra hulle op, Here, aan die drywing van die Heilige Gees. En ek bid vanmôre, Here, dat daar goddelike verandering, vernuwing in hulle gemoed sal kom. En Here, dat U hulle sal vernuwe vanmôre. Deur die dryfkrag van die Heilige Gees, deur die krag van U woord en die oortuiging wat U deur U woord vanmôre tot hulle gekom het. Want Here, dis net U woord wat ons kan oortuig. En dis die Heilige Gees wat ons in die waarheid kan lei. Ek bid, Here, 'n dubbele mate van seën nou op hulle lewe uit. Ek bid 'n dubbele mate van hulle denkwyse uit en ek bid 'n dubbele mate van, Here, van getrouheid en gehoorsaamheid in elke keuse wat hulle maak op hierdie aarde. En ek seën elkeen vanmôre wat op hulle voete staan in die naam van Jesus Christus. Ek dank U, my God, ek kan sien vanmôre, Here, dit is so wonderlik, ek kan sien vanmôre hoe die Gees, Here, hoe U laat U toelaat dat die Gees met die mense werk, Here, en ek eer U daarvoor vanmôre, ek loof U daarvoor vanmôre. Here, bou hulle geloof ook vanmôre, Here, geef hulle die gawe van geloof om standvastig te kan volhard tot die einde toe.
Dat hulle hierdie marathon kan hardloop, hierdie marathon kan loop, Here. En Here, soms as hulle stil staan en hulle word moeg, wil ek bid, Here, in die naam van Jesus, dat U vir hulle krag by die kruis sal gee, Here. Ek dank U daarvoor, Here, in Jesus naam. Here, maar bewaar hulle. Behoed hulle teen die sonde van hierdie wêreld, behoed hulle teen die vyand en beskerm U hulle, Here. Want aan U, Here, ons God, behoort die krag, die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. U is 'n groot God, U is 'n gedigte God. In Jesus naam. Amen. Ek gaan nou vir julle wat gestaan